Goeienaand broeders en susters en kinders. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groet van die Here met Psalm 116, baie bekende Psalm: God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehae. Ons staan vir die sing daarvan, ons sing vers 1 en vers 5, waarna ons weer in gebed sal verenig. Kom, laat ons saam bid. O Here, ons Here, hoe wonderlik is dit nie om vanaand ook so te kan sing omdat ons bly is, sing omdat ons in U bly is. Ja, omdat ons kan weet dat dit is U wat elkeen van ons se lewe in U hand hou. Daarom dank ons U vanaand ook vir die evangelie wat aan ons verkondig word. Die evangelie van ons verlossing, ja, die evangelie van die ewige lewe wat ons in Christus het. Daarom bid ons dat U ook in hierdie erediens deur die Heilige Gees so in ons harte sal werk, dat dit wat ons hier hoor vir elkeen van ons ook bemoedigend sal wees, vertroostend, en elkeen van ons ook in ons geloof in U en ons Here Jesus Christus sal versterk. Ons vra dit want ons weet ons is sondaar mense. Ons weet dat sonder U genade en U liefde ons verlore is. Dat daar vir ons geen hoop sou wees nie. Maar ons dank U dat U ook, juis deur U woord, ons kom hoop gee en kom troos. Troos in die wete dat ons ook in lewe en in sterwe, nie aan onsself nie, maar aan ons getroue saligmaker, Jesus Christus behoort. Amen. Vanaand, broeders en susters, die afgelope tyd het ons baie oor die wederkoms gehoor en baie gehoor oor die dinge wat by die wederkoms gaan gebeur. En net verlede Sondag in albei die eredienste hier, ek en Dominee Cassie, ook verwysing gehad na 1 Tessalonisense 4 toe. Nou wat maak die brief van Paulus aan Tessalonisense so belangrik? Dit is een van die briewe waarin hy pertinent
oor die wederkoms van die Here praat. Want dit het ook so gebeur dat in daardie gemeente daar baie mense was wat gesê het, goed, Paulus het nou vir ons vertel, ons is gered en die Here kom weer. En hulle het eenvoudig gaan sit en opgehou leef. Hulle het gesê, nou wag ons tot die Here kom. En hulle het opgehou werk en hulle het die hele dag by die kerk gaan sit en niks verder gedoen nie. En toe kom Paulus en ons almal ken die teks wat sê as jy nie wil werk nie, mag jy ook nie eet nie. Dis juis 'n antwoord op daardie mense wat hy toe gesê het, maar gaan aan met jou werk wat jy elke dag doen waarmee jy besig is en volhard in die geloof. Maar toe's daar weer 'n volgende vraag uit die gemeente uit en daardie vraag is die een waarby ons vanaand stil staan, nie oor die wederkoms nie, maar voor die wederkoms. Hulle vraag wat hulle gehad het, wat dan van die mense wat geglo het, maar dood gegaan het voordat Jesus weer kom. Met ander woorde, in die tyd waarin jy en ek leef. Wat gebeur met daai mense wat gesterf het, maar Jesus het nog nie gekom nie? Nou dis nogal 'n belangrike gedeelte hierdie, want Paulus antwoord dan daardie vraag. En dan sê hy vir hulle, ons wil hê broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Dit dan vanaand ons teksgedeelte en in besonder dan vers 14 wat sê, ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Kom ons sing eers saam, broers en susters, uit Psalm 63 uit. Daardie woorde, my God, wat tog my lewe is. Hoe smag my hart as ek U moet mis. Ek soek U Heer terwyl ek kwyn in sielsverlatenheid en pyn. Ek smag soos alles hier om my, waar ek swerf in wilde woestenry, 'n dor en uitgedroogde land, waarop die son se vlamme brand. Psalm 63, daardie pragtige belydenis, maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie, God is die een wat ons lewe is. My God wat tog my lewe is. Kom ons staan vir die sing daarvan.
Die aanslag van die dood. Soos iemand het gesê, dis 'n aanslag waarmee elke mens in jou lewe gekonfronteer word. 'n Aanslag wat niemand kan vryspring nie. En soos ons dit ook bely in die doopsformulier, hierdie lewe is niks anders nie as voortdurende sterwe. Dis waarby ons vanaand ook stil staan. Wat glo ons van die dood? Besonderlik die dood van 'n gelowige. Dan is die belangrike wat ons moet onthou, wat ons glo, het ons nie by onsself gekry nie. Wat ons glo, het ons by ons Here Jesus Christus gekry. Dis hoekom Paulus dit ook so mooi vir ons hier in vers 15 sê. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. So wanneer dit by die dood kom, moet ons altyd vashou aan die beloftes wat Jesus Christus self vir ons gegee het. Sy woorde: wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wat 'n wonderlike troos is dit nie vir ons ook vanaand nie. Ons wat so maklik kan huil wanneer iemand naby ons gesterf het. Ons wat so maklik treur. Ja, dis goed om te treur. Maar sê die Here vir ons treur nooit sonder hoop nie. Want ons hoop is in wat Jesus gesê het. Jesus wat self die dood oorwin het. En daarom begin Paulus en dan sê hy vir die gemeente in Tessalonika en vir ons ook, ons moenie onkundig wees met betrekking tot dit wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Nou as mens wil weet die woord ontslapenis, ons gaan net nou daarby stil staan, maar dit verwys na mense wat sterf voor die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dit verwys na gelowiges wat sterf voor die wederkoms van Jesus Christus. Dan sê hy vir ons moenie treur soos die ongelowiges nie. Ons moenie treur soos die heidene wat geen hoop het nie. Want sê hy, hulle is onkundig aangaande die dood. Sien, dit was een van die probleme soos ons net nou gehoor het, waarmee die gemeente in Tessalonika geworstel het. Hulle het gevra, wat gebeur met die gelowiges wat sterf voordat Jesus kom? Dan moet ons nie vergeet nie wie hier die gemeente was nie. Dit was 'n jong gemeente. Hulle was, kom ons noem dit soos dit is, eerste geslag gelowiges. Meeste van daardie mense het uit die heidendom, uit die Griekse wêreld afgekom en gelowiges geword. En dan boonop het Paulus, so sê hy ook in sy briewe, net 'n kort tydjie in daardie gemeente gewerk en die gemeente tot stand gebring en toe hy vertrek. En hierdie mense was almal bekend gewees met die Griekse filosofie, bekend gewees met wat die Grieke verkondig het. En nou kom Paulus en sê vir hulle, maar julle moenie onkundig wees soos wat al die mense om julle is rakende die ontslapenis nie. Ophou om soos hulle te dink oor die dood. Nou weet ons die vraag wat by hulle opgekom het was juis rakende wat gebeur met hierdie mense wat gesterf het. En dan kom Paulus en dan gaan hy terug na dit wat hy by Jesus gehoor het. En die sleutel om hierdie teksgedeelte te verstaan, kry ons juis in die woorde wat hy gebruik. Hy gebruik die woord ontslapenis om na die gestorwenes te verwys. Ons almal ken die geskiedenis ook, elke keer wanneer hulle na Jesus toe kom en sê, die dogtertjie is dood, of Lazarus is dood, dan sê hy vir hulle, nee, sy slaap net. Nee, hy slaap net. En so kry mense in die Bybel op ander plekke ook,
waar daar verwys word na mense wat gesterf het as die ontslapenis. Word die beeld gebruik van iemand wat aan die slaap is en weer gaan wakker word om na iemand te verwys wat in Jesus Christus gesterf het. Ja, soos wat mens seker is, iemand gaan wakker word, môreoggend as die son opkom, so sê Paulus moet ons seker wees dat hierdie mense wat gesterf het, hulle liggaam lê daar en jy daardie liggaam begrawe, wanneer die son opkom, die lig opkom, sal hulle ook opstaan by die wederkoms van Christus. Nou dis presies die teenoorgestelde wat die Grieke geglo het. Die Grieke het geglo die liggaam is iets wat boos is, die liggaam is iets wat sleg is, waarin jou siel vasgevang word. En wanneer jy doodgaan, word jou siel van hierdie slegte ding verlos. En word hierdie slegte liggaam verbrand of weggegooi. Dis die heidense wêreld se manier van kyk na iemand wat gesterf het, troosteloos. Dis hoe iemand daarna kyk as jy nie in Jesus Christus glo nie. Dan treur jy ook, maar jy treur sonder hoop. Want jy sien die dood as 'n einde. In teenstelling hiermee kom Paulus en dan sê hy vir ons, nee, ons het 'n Christelike hoop. Ons het 'n fondasie waarop ons lewe kan bou. En dan sê hy dit duidelik in ons kernvers, ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het. Dan sal ons ook so die wat in Jesus ontslaap het, sal God hulle ook saam met Jesus na hom toe bring. Ons almal ken die pragtige woorde van Jesus daardie dag aan die kruis, die moordenaars wat langs hom hang, dan sê hy vir daardie een, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met Jesus na hom toe bring. Soos Jesus dit gesê het, vandag saam met my in die paradys. Sien, dis die mooi daarvan, selfs in die dood, in lewe en in sterwe, sê Paulus, is die gelowige nie sonder Christus nie. Deur ons verhouding en ons verbondenheid aan Christus, sterf ons as gelowiges, maar ons het ook deel in die nuwe lewe wat daar in Christus is, in die opstanding van Christus. En juist daarom, omdat ons aan hom behoort, kan ons maar seker wees dat hy ook ons en ook ons liggaam wat ontslape is, eendag na hom toe sal neem in volkome volmaaktheid. Dis nogal die mooi van die teksgedeelte. Wanneer gaan dit gebeur? By die wederkoms, sê hy. Dan sê hy, ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voor wees nie. En dan vers 16, wanneer die bevel gegee word. En mens onthou, as jy daai woord hoor, die bevel, dan moet jy dadelik dink aan iemand wat in beheer is. 'n generaal of 'n offisier wat 'n bevel gee en dan moet almal onder hom gehoorsaam wees aan daardie bevel. So sê hy, gaan daar ook 'n bevel gegee word en wie gaan daardie bevel gee? God self gaan die bevel gee. En dan gaan daar 'n klomp goed gebeur. Dan vertel hy vir ons daarvan. Hy sê die stem van die aartsengel sal weer klink. Die bassein van God gaan blaas terwyl ons Here Jesus Christus neerdal uit die hemel uit. En dan gaan hy ons saam met hom na God toe neem. Hoekom? Want dis wat ons glo. Ons glo nie net dat Jesus waarlik die seun van God is nie. Ons glo nie net alleen dat hy werklik 'n mens was in vlees en bloed nie. Ons glo ook nie net dat hy gelei het, dat hy gesterf het, dat hy begrawe is en dat hy die dood uit opgestaan en verheerlik is nie. Ons glo ook dat dit wat met Jesus gebeur het,
met ons sal gebeur. Want toe hy gesterwe het, het ons saam met hom gesterwe. Toe hy opgewek is ons saam met hom opgewek. Toe hy aan die regterhand van God gaan sit het, het hy juis daarheen gegaan om vir ons 'n plek gereed te maak. Daarom sê Paulus dit ook. Onthou die ontslapenis wat in hom geglo het, God neem hulle na hom toe. Dis hoekom hy ook sê, ons moet onthou dat hulle wat gesterf het en in Jesus geglo het, ons moenie dink ons wat hier sit is beter af as hulle nie. Inteendeel sê hy, hulle het ons vooruit gegaan. En dis juist daarom, selfs al moet ons nog by sterfbedden staan en al moet ons nog sterf, kan ons die mooi gedagte kry wat Paulus ook in 1 Korintiërs 15 het van 'n liggaam, 'n ontslape liggaam wat begrawe word, 'n saadkorrel wat aan die aarde toevertrou word, maar wat God in heerlikheid sal laat verrys. En daarom moet 'n mens baie versigtig wees om, soos wat baie mense maak, onpersoonlik oor die ontslapenis te dink. Wat bedoel ek daarmee? Ek sê dit na die dag in die katekisasie, die skoolkinders by ons eie hoërskool net hier af van die pad het daarmee te doen gekry, die vage vuur van die Romeinse kerk. 'n onpersoonlike ruimte waar jy nou moet gaan hang totdat Jesus weer kom. Waar jy eintlik maar net slaap en van niks om jou bewus is nie. Dis hoe baie mense na die ontslapenis kyk. Dan vergeet hulle Jesus se woorde, vandag saam met my in die paradys. Dan vergeet hulle dat God die ontslapenis wat in Jesus geglo het, na hom toe geneem het. Daar's nie so iets soos 'n plek waar jy gaan wag totdat Jesus weer kom nie. Nee, sê hy, onthou, in liggaam en in siel behoort jy aan die Here. Selfs daardie liggaam wat jy begrawe, behoort aan die Here. En jy wat dood is, jou siel gaan direk na die Here toe. Hoekom? Want dieselfde God en Vader wat vir Jesus uit die dood uit opgewek het, is ook die een wat jou deur sy gees uit die dood sal opwek. Wat eendag jou liggaam en jou siel by die wederkoms van Jesus met onverganklike, onverwelklike heerlikheid gaan beklee. En dis die hoop wat ons koester. En daarom moet ons as gelowiges elke dag ons oë gerig hou op die hemel, want ons weet dis van daar af wat ons Here Jesus gaan kom. En wanneer hy kom, doen hy dit as die oorwinnaar oor die dood. En dis van daar af wat die bevel gaan kom vir die grafte om oop te gaan, vir die mense om op te staan uit die dood uit. En dis hoekom die pragtige simboliek, die stem van die aartsengel, die bassein van God, as jy teruggaan in die Ou Testamente en dan sien jy elke keer wanneer daardie simboliek na vore kom, gaan dit oor 'n intense ontmoeting tussen God en sy volk. En daarom wanneer Christus na die aarde toe gaan kom, om sy bruidskerk te ontmoet, sê hy sal die bassein geblaas word, die stem van die aartsengel sal weer klink. En dan sal God ons almal na hom toe neem. Want daardie dag gaan daar 'n volkomme herstel plaasvind. Kan mens amper sê, gaan die ontslapenis weer wakker word. Die liggaam wat geslaap het, weer opstaan. Hoekom? Want die lig is daar, die lig van Christus, die lig van God. En dan sal hulle saam met die wat nog lewe, op die wolke weggevoer word, die Here tegemoet. En daarom, broers en susters, as ons kan afsluit, ons wat glo in die opstanding van ons Here Jesus Christus, kom ons bely dit ook vandag. Ek glo dat alle vlees weer sal opstaan. Ek glo in die lewe na die dood. Ek glo dat die dood vernietig is. Ek glo dat daar 'n hemel is wat God ook vir my toeberei het. Hoekom? Want ek glo in Christus. En al is dit vir ons hoe hartseer wanneer iemand doodgaan
is ons nooit sonder hoop nie. Hoekom nie? Want ons is nooit sonder God nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vanaand vir die kosbare, troosryke geloof wat U vir elkeen van ons geskenk het. Dat ons kan glo in ons Here Jesus Christus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en aan U regterhand gaan sit het, totdat hy weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Dus dankie dat ons kan uitsien na daardie oordeelsdag. Want ons weet, dan sal selfs die mense wat ontslapenis in hom is, wat in Christus gesterf het, sy grafte oopgaan, sal hulle liggaam en gees verenig word, en sal hulle saam met ons elke een wat nog lewe verander word. En saam met ons Here Jesus Christus na U toe kom. Ons gebed is, Here, dat U ons dan elke dag van ons lewens sal dit vashou aan hierdie kosbare geloof, dat ons in lewe en in sterwe nie aan onsself nie, maar aan Jesus behoort. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Kom ons sing vanaand saam uit Psalm 16 uit. Ons gaan daarvan die 4de en die 5de vers sing. Pragtige Psalm van Dawid, waarin hy ook bely dat God sy lewe is en dat sy lewe in God se hand is. En daarom sing ons dit vanaand ook saam. U sal my siel nie oorgee in die dood. My pad buig op langs skone heuwelrye. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien in donker doodsvalleie. Kom ons staan en ons sing vers 4 en vers 5, waarna ons die seën van die Here sal ontvang.
ontvang die seën van die Here en gaan daarmee ook in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.